Vir elke liewe ding is Jesus die antwoord. Vir redding, verlossing, bevryding, identiteitskrisis, Jesus. Sukkel jy met depressie? Jesus. Die krag van God, die wysheid van God. Jesus Christus, die brood van die lewe. Jesus Christus, die fontein van lewende water vir 'n dorstige siel soos jy. Genade en vrede vir jou van ons Here Jesus Christus. Ek is Fransjo die Geseënde met die absolute realiteit, die lewende woord van God. God se woord is gees en lewe en dit is my eer en voorreg om dit met jou te kan deel. Ek weet ons is in vir 'n wonderlike tyd. Die woord van die Here wat tot jou kom, wat in staat is om jou lewe te verander. Ons moet besef, God doen alles deur sy woord. So vir die feit dat jy vandag ingeskakel is by die absolute realiteit, is 'n sign van die Here dat God iets besonders vir jou gaan hê. Geliefde, die woord van die Here is absoluut. En ek en jy kan ons lewe bou op God se woord, want alles wat God doen hy deur sy woord. Die Bybel sê in die begin was die woord en die woord was by God en alle dinge het deur die woord ontstaan. Ek wil vroeg verskoning maak, ons is in 'n oop omgewing, in die buitelug soos wat jy kan sien en daar gaan klanke wees wat jy gaan hoor, maar moenie jou steur in hierdie klanke nie. Wees gefokus op die woord van die Here wat in staat is om jou lewe te verander. Alle dinge is geestelik. Ek wil vir jou terugvat omtrent, kom ons sê na die skepping. God sê vir Adam, luister hier, moenie eet van hierdie vrug nie, want die dag as jy eet van hierdie vrug, dan gaan jy sekerlik sterwe. Adam eet van die vrug en as jy in die natuurlike gekyk het, dan het niks gebeur nie. Absoluut niks. Alles was nog dieselfde, maar die eet van hierdie vrug wat 'n fisiese ding was, het geestelike implikasies. En die eet van hierdie vrug wat fisies was, het Adam geestelik doodgemaak. So, die lewe is geestelik. Alles wat ons sien is geestelik. En ek en jy moet besef, luister hier, alhoewel ek in die vlees lewe, alhoewel ek dinge in die vlees doen, het alles wat ek in die vlees doen 'n geestelike implikasie. So, Adam eet van die vrug, alhoewel dit fisies was, het sy geestelike dood veroorsaak. En elke ding vandag is as gevolg van die dood van Adam se gees, het dit oorgespoel na die siel, na die liggaam, na die omgewing. Jy sien oral doodslag, pyn, hartseer, fisiese goed. Maar weet jy wat is die oorsprong? Die oorsprong is geestelik. En net so, omtrent 2000 jaar gelede, gebeur daar 'n ding. 'n Man hang aan 'n kruis. Die mense kom loop verby. Hulle sien Jesus aan 'n kruis, hulle sien die Romeine, hulle sien 'n beweging. Maar weet jy dat hierdie beweging, hierdie man aan die kruis, dit was nie maar net 'n fisiese dood nie. Dit was nie maar net iets fisies wat gebeur het, wat mense met hulle natuurlike oog kon kyk nie. Hierdie ding wat hulle in die natuurlike gesien het, was 'n geestelike gebeurtenis. En hierdie gebeurtenis is die krag van God tot redding. En dis waar ons hierdie maand oor gaan kuier. Ons gaan bietjie praat oor die kruis. Ja, die kruis van ons Here Jesus Christus. Paulus skryf in 1 Korintiërs hoofstuk 1, gaan ek vir jou lees van vers 17. Want Christus het my nie gestuur om te doop nie, maar om die evangelie te verkondig. Nie met wysheid van woorde nie, sodat die kruis van Christus nie verydel mag word nie. Die kruis van Christus, wat 'n fisiese gebeurtenis was, is soveel meer powerful as wat ek en jy kan besef. Ons sien 'n gebeurtenis, maar hierdie gebeurtenis omtrent 2000 jaar gelede, wat 'n gebeurtenis in die vlees was 'n beweging van God om dit wat Adam verkeerd gedoen het, reg te stel. En nou kom Paulus en hy sê, weet jy, wanneer ek preek ek nie met wysheid van woorde nie. Ek probeer nie mense impress nie. Ek probeer nie geleerdheid inbring nie. Al wat ek doen is om mense te vertel van wat gebeur het omtrent 2000 jaar gelede. En die evangelie, as jy vers 18 lees waar hy sê, want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, halleluja, is dit die krag van God. Ek moet dit weer vir jou lees.
want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan. Maar vir ons wat gered word. Nou die woordjie gered beteken soteria in die Grieks, wat beteken om heel gemaak te word, herstel te word, om volkome te word, om volmaak te word. So vir ons wat volmaak word, wat genees word, wat beskerm word, wat weer herstel word met God. Die kruis is die krag van God om ons by die plek te bring waar jy kan weet, ek is volkome, ek het geen gebrek nie. Ek is gesond, ek is beskerm, ek het heerlikheid. Nou hoe doen God hierdie ding? Hoe bring God my by die plek waar ek weer volkome kan wees? Hoe bring God my by die plek waar ek weer sy heerlikheid kan ervaar? Die een ding wat God gebruik is die kruis. Die kruis is God se krag tot redding. Die kruis is die manier wat God my heel maak, waar hy die wêreld met homself versoen. Geliefde, die een ding wat die duiwel altyd jou sal wil laat vergeet, of jou wil laat wegkyk van, is die kruis. Die kruis is die krag van God tot redding, tot heelmaking, tot verlossing. Weet jy, die antwoord vir Suid-Afrika, die antwoord vir die wêreld, die antwoord vir jou lewe is nie, luister, dis nie in die wysheid van die wêreld nie, dis nie in die wysheid van woorde nie, maar die antwoord is die kruis van die Here Jesus Christus. Want deur die kruis het God 'n werk gedoen wat geen mens kan doen nie. Die kruis is nie iets wat mens, luister, dis nie die menslike wysheid nie, dis hoekom Paulus sê, ek het nie gekom in menslike wysheid oorredende woorde sodat die kruis verydel mag word nie. Maar die kruis is God se krag. Ek lees vir jou 'n bietjie verder in hoofstuk 2, hoor gou hierso. Hoofstuk 2 vers 2 van 1 Korintiërs sê Paulus, want ek het my voorgenem om niks anders onder julle te weet nie, as Jesus Christus en hom as gekruisigde. Halleluja. Ek het my voorgenem om niks anders onder julle te weet, as Jesus Christus en hom as gekruisigde nie. Ons moet gaan kyk, wat het gebeur aan die kruis? Wat maak die kruis so fenomenaal? Wat maak dat die kruis so 'n groot rol speel? Luister, Jesus Christus se bloed red ons. As jy gaan kyk in die Ou Testament, al wat hulle moes gebeur is, hulle moes 'n lam bring, die lam kop afslag, en die bloed sou hulle gebruik as versoening. So as Jesus Christus, as hulle gekom het en Jesus Christus se kop afgesny het, of wat ook al, daai bloed was genoeg om ons te red. Maar hoekom moes hy al hierdie pyn en hartseer en verwerping en al hierdie goed deurmaak? Daar's 'n spesifieke rede. Jesus Christus kon net eenmal, hy kon net ewen in die tuin van Getsemane, waar sy bloed gevloei het, daardeur kon ons gered gewees het. Hy kon daar gesterf het, maar weet jy, dit gaan verder, want daar is soveel dinge wat in Adam gebeur het, wat Jesus Christus moes kom herstel, wat Jesus Christus moes ongedaan kom maak. Hy moes kom ongedaan maak, die dood wat Adam in hierdie wêreld gebring het. Hy moes kom ongedaan maak, die pyn, die hartseer, die smart, die lyding, wat Adam deur sy ongehoorsaamheid in hierdie wêreld gebring het. En Jesus moes aan die kruis kom om dit ongedaan te maak. So die kruis is die manier van God om te sê, luister, Adam, dit wat jy gedoen het, mag wel groot wees, dit mag wel die dood in hierdie wêreld gebring het, maar deur die gehoorsaamheid van my seun aan die kruis, bring ek weer 'n nuwe orde, ek bring weer nuwe lewe, ek bring herstel deur die kruis. Dis hoekom Paulus so adamant is en hy sê, luister, die een ding waaroor ek wil preek, is Jesus Christus en hom as die gekruisigde. Halleluja. Hom as die gekruisigde. Ek wil vir jou sê, geliefde luisteraar, jy moet weet, die kruis is God se manier om jou by die punt te bring waar jy weer sy liefde kan ervaar. Watter teken het ons as jy's die kruis om te bewys hoe lief God ons het? Die Bybel sê in Romeine hoofstuk 5 dat God bewys sy liefde daarin dat Christus vir ons kom sterf het toe ons sondaars was. Wat doen God? Hy bewys sy liefde daarin
Dat Christus vir ons kom sterf het, toe ons sondaars was. Nie dat toe ons hom lief gehad het, of reg geleef het nie. Nee, dit was nie enigiets wat jy gedoen het, wat gemaak het dat God in beweging kom, en sy seun gestuur het nie. Nee, dis net juist omdat ons in sonde was, en ons self nie kon red nie. Ons kon niks doen omtrent ons sondige toestand nie. Ja, mense probeer om reg te lewe, mense probeer om op 'n manier met God reg te kom. Hulle probeer godsdienstig wees, mense probeer die wet gehoorsaam, maar ek wil vir jou sê, daar's een ding wat God doen, en hy maak jou reg deur die kruis. Halleluja! God bewys sy liefde daarin, dat Christus vir jou, vir my kom sterf het, toe ons wat was? Sondaars. Toe ons niks gehad het om vir God te gee nie. Ons het absoluut niks gehad nie. En God sê in sy groot liefde, luister, ek gaan vir jou die prys betaal. Die kruis is God se liefde vir die mens. Maar dit is terselfdertyd God se toorn op sonde. Op 'n dag staan ek in 'n winkel, en daar's 'n dametjie, sy het iets gesteel in die winkel, en hulle vang haar. En weet jy wat doen hierdie dame? Sy sê, ek is jammer. Haar jammer wees het vir haar niks beteken. Hulle het die polisie gebel, en hulle moes afreken met die sonde van hierdie mens. So wat sien ek? Die kruis is God se liefde. Maar weet jy, alhoewel dit God se liefde is, is dit terselfdertyd God se toorn teen die sonde. Nie die toorn teen die mens nie, maar die toorn teen sonde. So die kruis sê God bewys sy liefde daarin dat Christus vir my gesterf het toe ek 'n sondaar was. So die dood van Jesus Christus aan die kruis was God se liefde vir my, maar terselfdertyd was dit God se toorn teen die bose. Dis God se toorn teen sonde. Dis God se toorn teen die dood. Dis God se toorn teen die magte van die hel. Want deur die kruis kom God en hy sê, luister, ek het die mens so lief, dat ek bereid is om vir die mens te sterf. En dis hoekom Paulus sê, ek wil nie iets anders onder julle weet nie. Ek wil weet van hom as die gekruisigde. Halleluja. Kom ons kyk in Galasiërs hoofstuk 6 vers 14 wat Paulus skryf, hy sê, maar wat my betref, halleluja, mag ek nooit roem nie, behalwe in die kruis van ons Here Jesus Christus, deur wie die wêreld vir my gekruisig is en ek vir die wêreld. Beloved, as jy gaan kyk na Paulus se lewe in die vlees, hy praat daarvan in Filippense. Paulus was 'n Hebreër van die Hebreërs. Paulus sê, wat die wet betref, was ek onberispelik. Paulus sê, luister, ek is uit die geslag van Benjamin. Ek is 'n fariseer van die fariseërs. Paulus was hierdie groot man in die wet. Maar hy kom by 'n punt, hy sê, maar wat my betref, mag ek nooit roem nie, behalwe in die kruis van ons Here Jesus Christus, deur wie die wêreld vir my gekruisig is en ek vir die wêreld. Een ding wat jy moet sien, toe Adam sondig, toe sondig die wêreld in hom, elke liewe mens, en deur die ongehoorsaamheid van die een man, het die dood in die wêreld gekom, Romeine hoofstuk 5. Deur die ongehoorsaamheid van die een man, het die dood in die wêreld gekom, en ons almal het in die ongehoorsaamheid van Adam, het ons gesterwe. Maar Jesus Christus kom, en volgens Romeine hoofstuk 5, kom hy, en hy word gehoorsaam, en deur sy gehoorsaamheid, luister, word ons regverdig. Nou kom Paulus en hy sê, ek kan nie roem in enige iets nie. Ek kan nie, daar's nie rede vir my om te roem in enige iets nie, behalwe in die kruis, waardeur ek gekruisig is vir die wêreld, en die wêreld vir my. So die kruis maak my dood vir die wêreld. Maar en terselfdertyd maak die kruis die wêreld vir my dood. Jo, dis powerful. Ek dood vir die wêreld en die wêreld dood vir my. 2 Korintiërs hoofstuk 5 vers 14 sê, ons is van oordeel, as een vir almal gesterf het, dan het almal gesterwe. So deur die kruis sterf elke sondaar. Elkeen wat in Adam gebore is, sterf in die
kruis van die Here Jesus. Maar nie net die mens wat sterf nie, die wêreld word ook gekruisig in Jesus Christus. Die wêreldsisteem, elke liewe ding wat verkeerd geloop het, as gevolg van Adam se ongehoorsaamheid, sterf toe Jesus Christus sterf. So die dood van die Here Jesus was nie maar net 'n dood wat 'n man wat daar kom sterf het nie. Nee, is baie meer as dit. Die hele sondige bestel, die hele Adamiese wêreld en mens sterf in die dood van die Here Jesus Christus. Ek onthou, in my bekering het ek baie gestruggle met my vlees, onreine gedagtes. Ek wil vir jou sê, en dan bid ek sê, Here, dit is dan nie 'n manier dat ek ooit reg kan kom nie. Ek wil so graag regverdig leef. Ek wil so graag heilig leef. Hoe kry ek dit reg? En ek het gebid en gesê, Here, maak my liewers dood, want dis al moeilik om heilig te lewe. Dis al moeilik om regverdig te wees. Dis moeilik om God tevrede te stel. Dis moeilik om God te behaag. Ek kan nie so lewe nie. En ek het baie keer gebid, Here, maak my liefs dood. Want as ek dood is, dan weet ek kan U nie meer ontevredenheid bring nie. As ek dood is, dan weet ek kan nie skande en oneer aan die naam bring nie. So maak my dood. Die skrif leer my, dat toe Jesus Christus sterwe, toe sterwe ek in hom. So God kon toe nie iets doen wat sy seun reeds gedoen het nie, want deur die dood van sy seun het die ou François gesterwe. Deur die dood van sy seun het die wêreld vir François dood geword. En al wat ek moes kom doen, ek moes kom aanvaar. Luister, die werk van die kruis is 'n finale werk. Die werk wat Jesus Christus aan die kruis gedoen het God tevrede gestel en die Here sê, François, van nou af ken ek jou nie meer na die vlees nie. Ek kyk nie meer na jou in die vlees nie. Ek kyk nie na jou swakhede nie. Ek kyk nie na jou bekommernis nie. Ek kyk nie na dit wat vir jou 'n probleem is. Ek kyk nie daarna nie. Ek kyk na die dood van my seun en ek sien die dood van my seun as jou dood. Ek sien die dood van my seun as die sondaar wat gesterf het. Jou struggle het geëindig in die dood van ons Here Jesus. Halleluja. Dis rede vir jou en vir my om opgewonde te kan wees en te sê, halleluja, ek wil niks anders ken as Jesus Christus en hom as die gekruisigde nie. Ek het nie roem in enige iets nie. Ek het nie roem in my dissipline nie. Ek kan nie roem in my baie gebede nie. Ek kan nie roem in my Bybel lees en my wetsgehoorsaamheid of enige iets nie. Die enigste roem is in die kruis waardeur ek vir die wêreld gekruisig is en die wêreld vir my. Halleluja. Iets om oor opgewonde te wees. Amen. En kom ons kyk wat gebeur nog aan die kruis. Galasiërs stuk 5 vers 14 sê die volgende. Kom ek lees vir jou vers 24, nie vers 14 nie. Hy sê, maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. Hoor weer, maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. Beloved, God se woord is waar. En ek en jy het nodig om die woord van die Here as die waarheid te aanvaar en om ons ervarings in twyfel te trek. Want jou ervaring, moet jy weet, is nie absoluut nie, maar die woord van die Here is absoluut. Nou ek wil gou vir jou hierdie waarheid vertel. Ek en jy leef binne in tyd. Miskien is jy 50 jaar, 20 jaar, 100 jaar, hoe oud jy ook al mag wees. Maar jy leef binne in tyd. Maar die kruis is 'n gebeurtenis wat wel in tyd gebeur het, maar in die mind van God is dit buite tyd. Want die skrif is baie duidelik wat sê, dat die lam was gekruisig voor die grondlegging van die wêreld. So voor die grondlegging van die wêreld het God reeds Jesus Christus gekruisig, en dit is omtrent 2000 jaar gelede geopenbaar. So omtrent 2000 jaar gelede het die gebeurtenis plaasgevind, maar in die mind van God het hierdie ding lank al plaasgevind. So nou vir jou wat binne in tyd leef, het jy struggle met die vlees, jy het struggle met begeerlikhede, jy het struggle met een of ander sonde, maar die skrif is duidelik, want die skrif is 'n inkyk in die ewigheid. En nou sê die skrif, maar die wat aan Christus behoort, behoort jy aan Christus.
As jy wederbaar is en Jesus Christus aanvaar het as jou verlosser en saligmaker, dan behoort jy aan Christus. Nou, dis die waarheid omtrent jou. Het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. So dis nie 'n ding wat nog in die toekoms moet gebeur nie, maar dis iets wat reeds gebeur het, dat die oomblik toe Jesus Christus sterf, hoor, toe plaas God jou binne in Jesus, en toe Jesus Christus doodgaan, toe gaan jou vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gaan in Jesus dood. Dit is 'n groot waarheid. En jy sê vir my, Fransjo, maar ek beleef dit nie. Hoor gou hier. Voor jy hierdie waarheid kan ervaar, moet jy dit aanvaar. Ek gaan dit weer sê. Voordat jy hierdie waarheid gaan ervaar, moet jy dit eers aanvaar. Aanvaar dat jy in Christus gesterf het, dat jou vlees met sy hartstogte en begeerlikhede in Christus gekruisig is. En as jy dit aanvaar, dis wat ons praat van geloof. Geloof sê ek aanvaar hierdie ding wat God gedoen het. So as jy dit aanvaar en wat God gedoen het, begin jy hierdie krag te ervaar. Want hoekom? Ons het begin lees, die kruis is die krag van God tot jou redding. Die kruis is die krag van God tot jou verlossing, tot jou heelmaking, tot jou herstel, tot die plek waar jy weet ek is volkome. So die enigste manier is om dit te aanvaar. Dan gaan jy dit ervaar. Jy, jou hartstogte en begeerlikhede is gekruisig. Hoor hier sê Galasiërs 2 vers 20. Dis powerful, geliefde. Ons tyd is min, maar ons gaan volgende week gaan ons verder praat oor hierdie onderwerp. Vers 20 skryf Paulus, hy sê, ek is met Christus gekruisig, Galasiërs 2 vers 20. En ek leef nie meer nie. Maar Christus leef in my, en wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het, en homself vir my oorgegee het. Hoorie, die skrif sê, jy leef nie meer nie, tog leef jy. Nou, hoe kan ek dit verstaan? Ek leef nie, tog leef ek. Ek leef nie meer nie, is die ou mens, die ou sondaar, wat nie meer leef nie, maar ek leef. Wie is nou ek? Ek is 'n nuwe lewe. Ek is nou 'n nuwe skepsel uit God gebore, en die nuwe ek het Christus as my lewe. Die ou ek het gesterf, hy's dood, hy's begrawe. Maar daar's nou 'n nuwe jy, en hierdie nuwe jy is Christus as jou lewe. Christus as jou oorwinning, Christus as jou geregtigheid, Christus as jou vrede, Christus as jou verlossing, Christus as jou heiligmaking, Christus as elke liewe ding wat jy nodig het. So jou nuwe lewe is Christus, en jy moet dit aanvaar. Jy moet hierdie groot waarheid aanvaar as Christus jou lewe. Geliefde, ons sluit af met hierdie programme. Ek stuur elke oggend, stuur ek 'n WhatsApp oordenking tussen 3 en 5 minute. Stuur jou naam en van met die woorde oordenking, en ek stuur vir jou 'n oordenking. Ek het ook 'n boekie, my ware identiteit in Christus. Jy is welkom om kontak te maak, om hierdie boekie te bestel. Ek gee dit as 'n donasie. Jy kan vir my 'n donasie stuur vir hierdie boekie. Ek weet dit het die vermoë om jou lewe te verander. Jy gaan leer van jou identiteit in Christus, 'n nuwe mens, triomferend en verheerlik, meer as 'n oorwinnaar, en Christus as jou lewe. Want die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. Jy, wat nou uit Christus gebore is 'n nuwe skepsel. Halleluja. Ek en jy kan rejoice in hierdie waarheid, want ons weet Christus ons lewe. Blessings vir jou.
beding, is Jesus die antwoord. Vir redding, verlossing, bevryding, identiteitskrisis, Jesus. Sukkel jy met depressie? Jesus. Die krag van God, die wysheid van God. Jesus Christus, die brood van die lewe. Jesus Christus, die fontein van lewende water vir 'n dorstige siel soos jy. Genade en vrede vir jou van ons Here Jesus Christus. Ek is Fransjo die Geseënde met die absolute realiteit, die lewende woord van God. God se woord is gees en lewe en dit is my eer en voorreg om dit met jou te kan deel. Ek waarborg jou, hierdie paar minute in die teenwoordigheid van die Here onder sy woord gaan jou lewe nooit weer dieselfde wees nie. Jy gaan rejoice want jy gaan die waarheid van die evangelie hoor. Paulus skryf in 1 Korintiërs hoofstuk 1 vers 17, want Christus het my nie gestuur om te doop nie, maar om die evangelie te verkondig. Nie met wysheid van woorde nie, sodat die kruis van Christus nie verydel mag word nie. Die een ding wat Paulus se bediening afgesonder het, is die kruis van die Here Jesus Christus. En hy sê vers 18, want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Halleluja. Hoofstuk 2 vers 2 sê, want ek het my voorgeneem om niks anders onder julle te weet as Jesus Christus en hom as gekruisigde nie. Geliefde, ons kuier hierdie tydjie rondom die kruis, die krag van die kruis. Wat het gebeur aan die kruis? Aan die kruis sien ons in 2 Korintiërs hoofstuk 5 vers 14 dat God het die wêreld in die dood van sy seun Jesus Christus gekruisig. Galasiërs hoofstuk 2 vers 2 sê Paulus, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my en die lewe wat ek nou leef, leef ek deur die geloof in die seun van God. Ek wil net verskoning maak vir die buitegeluide wat jy hoor. Ons is in 'n oop area en jy gaan miskien 'n voeltjie of 'n ding hoor, maar moenie bekommerd wees daaroor nie. Ons is hier rondom die woord van die Here wat in staat is om jou lewe te verander. Terselfdertyd wil ek sê, ek gee elke dag 3 tot 5 minute oordenking waar ons die evangelie aan mense bring. En ek kan vir jou sê, duisende mense se lewens word hierdeur verander waar hulle God se woord lewend hoor. Geliefde, ons is moeg van godsdiens, ons is moeg van motiveringsspreuke wat nie 'n mens se lewe verander nie. Daar is motivering in die woord van die Here, maar dit is nie die krag van God nie. Die krag van God is die kruis van ons Here Jesus Christus, want deur die kruis van die Here Jesus Christus, sy dood, het die wêreld gesterwe. Deur die dood van Jesus Christus is die vloek verbreek. Deur die dood van die Here Jesus Christus is die magte van die hel oorwin. Deur die dood van die Here Jesus Christus het hy 'n einde gebring aan die geestelike dood en deur sy fisiese dood het Jesus Christus ook die fisiese dood vir ons oorwin. So, dis waaroor ons gaan praat. Die kruis van ons Here Jesus Christus, die krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Romeine hoofstuk 1 vers 16 wil ek vir jou lees, waar Paulus ook hierdie waarheid praat, en dis iets wat ek en jy regtig moet aanvaar in hierdie tyd. Geliefde, die kruis is vir my alles, want die kruis is vir God alles. Dis deur die kruis dat die Here Jesus Christus die wêreld met die Vader versoen het. Hoor, Romeine 1 vers 16. Want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo, eerste vir die Jood en ook vir die Griek. Dis dieselfde wat Paulus skryf in 1 Korintiërs 1. Hy sê, die kruis is die krag van God tot redding, en hier sê, die evangelie is die krag van God tot redding. So die evangelie of die kruis is dieselfde ding, want die evangelie beteken goeie nuus. Die kruis van die Here Jesus Christus is die goeie nuus. Die goeie nuus, hoor hier, so vers 17, want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar. Waarin word die geregtigheid van God geopenbaar? In die kruis. Waarin word die geregtigheid van God geopenbaar? Deur die dood en die opstanding van die Here Jesus Christus. Want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar uit geloof tot geloof, soos geskryf is, maar die regverdige sal uit die geloof sal hy lewe. Halleluja. Die geregtigheid van God word deur die kruis geopenbaar. Deur die kruis van die Here Jesus Christus kom God en hy sê, luister, ek reken af met sonde. Deur die kruis van die Here Jesus Christus sê God die Vader, ek openbaar my liefde
aan die sondaar, maar ek reken af met die sonde van die mens. So die sonde word afgereken mee. Die sonde word gedeel mee deur die kruis van die Here Jesus. En daardeur kom God en hy sê, ek is regverdig. En my geregtigheid kan die sonde nie verdra nie. Ek maak 'n einde aan die sonde. Hoe? Deurdat Christus Jesus, volgens 2 Korintiërs hoofstuk 5 vers 21, sê die Bybel, God het hom Jesus, wat geen sonde geken het nie, sonde gemaak. En toe Jesus Christus sonde word, toe word die toorn van God op sy geliefde seun, word die toorn van God uitgegiet, want sy seun word sonde. Sy seun word die smart en die pyn en die hartseer en die verwerping van die mens. So die seun word sonde en die toorn van God word geopenbaar en die sonde word veroordeel in die liggaam van Jesus Christus volgens Romeine hoofstuk 6. So sonde word geoordeel in die liggaam van Christus en God se toorn, sy haat vir sonde word uitgegiet op in die liggaam van sy seun en God sê, ek maak 'n einde aan die sondige natuur van die mens. Ek maak 'n einde aan die sonde deur die dood van my seun Jesus Christus. So hy word jou sonde, hy word my sonde, hy word die sonde van die wêreld. En ek wil vir jou sê, die vuur van God brand los in die liggaam van Christus en hy word veroordeel. En Paulus sê, weet jy, die een ding wat ek preek en die een ding wat ek wil weet, is Jesus Christus en hom as gekruisigde. En nou kom hy en Paulus skryf in Galasiërs, hy sê, weet jy, as iemand anders sy evangelie kom verkondig, as die wat ek aan jou verkondig, laat hom 'n vervloeking wees. As iemand anders kom en sê, luister, jy moet nou deur werke of deur die wet moet jy geregverdig word. As iemand kom en sê, luister, Jesus se dood is nie genoeg nie. Jy moet nog dinge kom doen en byvoeg. Paulus word so kwaad en hy sê, weet jy, laat die persoon 'n vervloeking wees. Paulus word so kwaad in Galasiërs. Hy sê, as iemand nou vir jou kom sê, luister, jy moet jou nog laat besny en jy moet nog doen. Paulus sê, laat hy man hom sommer self afsny. Laat alles van hom afgesny word. Nie net sy vooruit nie, maar laat alles afgesny word. Dis hoe kwaad Paulus word. Want weet jy, Paulus sien die kruis. En hy sê, weet jy, die toorn van God word aan die kruis geopenbaar. En dis waar God ook sy geregtigheid openbaar. En terselfdertyd is dit waar God sy liefde vir 'n gefalle mens openbaar. En dis wat Paulus skryf, hy sê, want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar. Halleluja! Geliefde, ek en jy het goeie nuus. Ons het die goeie nuus van die Here Jesus Christus, hoor hierson. Romeine hoofstuk 3, vers 21. Maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar. Wanneer? Nou. Ons sien in hoofstuk 1, sien ons vers 17, want die geregtigheid van God word waarin geopenbaar? In die evangelie, in die kruis geopenbaar. Nou sê, nou is die geregtigheid van God geopenbaar sonder die wet, terwyl die wet en die profete daarvan getuig. Die geregtigheid naamlik van God deur die geloof in Jesus Christus vir almal en oor almal wat glo, want daar is geen onderskeid nie. Want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. En hulle word deur sy genade. Genade kan jy ook sê, hulle word deur sy kruis sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat is in Christus Jesus ons Here. So nou kom God en hy sê, luister, ek wil die mens regmaak. Hoe gaan ek die mens regmaak? Ek eerste, voor ek jou kan regmaak, moet ek 'n einde bring aan jou ou lewe. Ek moet 'n einde bring aan jou ou natuur. Ek moet 'n einde bring aan jou ou
swart, sondige, bose lewe. Hoe bring ek 'n einde daaraan? Ek bring 'n einde daaraan deurdat Christus Jesus jou sonde, jou ou lewe, jou ou natuur in homself ontvang, en toe hy dit in hom ontvang, toe blaas God sy toorn op die ou lewe. En nou skryf Romeine hoofstuk 4, so powerful, vers 25, kom ek lees eintlik vers 24. Maar ook om ons ontwil is dit aan ons toe, laat ek dit weer lees, maar ook om ons ontwil, aan wie dit toegereken sal word geregtigheid. Ons wat glo in hom, wat Jesus Christus, ons Here uit die dood het opgewek het, vers 25, wat oorgelewer is, terwille van ons misdade, hoorie, oorgelewer terwille van ons misdade, en opgewek is terwille van ons regverdigmaking. So die eerste ding wat God doen, deur die kruis van die Here Jesus, bring hy 'n einde aan jou ou lewe. 'n Einde aan jou ou sondige natuur. Jy het nie meer 'n sondige natuur nie, geliefde. As jy wedergebore is, dan het God die ou sondige natuur is aan die kruis vasgenaal. Hy het jou nou 'n nuwe natuur gegee, 'n natuur van geregtigheid. Christus as jou nuwe natuur, 'n natuur wat God behaag, 'n natuur wat God tevrede stel. Jy het nie 'n ou natuur en 'n nuwe natuur, en dan het ons geleer in die ou tyd, dat luister jy het 'n ou natuur, 'n nuwe natuur, en die een wat jy voed is die kragtigste. Weet jy? Nee. God het met die ou natuur in Christus gedeel, hom van kant gemaak en jou 'n nuwe natuur gegee. Halleluja. Ek is terug by Romeine hoofstuk 3, waar hy sê, en hulle word deur sy genade, of deur die kruis, of deur die evangelie, sonder verdienste geregverdig, deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Geliefde, jou verlossing het gekom, nie deur werke nie, nie deur iets wat jy gedoen het nie, maar deur die kruis van ons Here Jesus Christus. Kom ons gaan na Romeine hoofstuk 6, wil ek vir jou vers 23 lees. Want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus. Geliefde, Jesus kon nie sterwe as daar nie sonde betrokke gewees het nie. Hy kon nie, want is onmoontlik vir 'n regverdige om te sterwe. So die rede hoekom Jesus gesterf het, is omdat hy jou sonde in sy liggaam gedra het. So nou sê die Bybel, die loon van die sonde is die dood. Christus sterwe met jou sonde. En nou sê, luister, maar die genadegawe, halleluja, die vryspraak van God is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here. So nou het jy die ewige lewe, omdat Jesus Christus jou sonde geneem het. En op grond van jou sonde het hy gesterwe. En weet jy wat? 'n ruiltransaksie vind plaas. Jesus vat jou sonde en hy sterf. Maar jy kry sy lewe. Wat sy lewe? Die ewige lewe as 'n gawe, as 'n geskenk. Nie iets wat verbygaan nie. Nee, nie iets wat môre gaan ophou nie. Nee, nie iets wat oor 20 jaar of 100 jaar gaan stop om te wees nie. Jy kry die ewige lewe. Wat is die ewige lewe? Die ewige lewe is God se eie lewe, wat hy jou gee as 'n geskenk. Vir wat? Vir jou sonde. Jy het sonde gedoen. Dis jou sondige dade, dis jou misdaad, dis jou ongeregtigheid, wat Jesus Christus in homself vat. Halleluja. Dis liefde. En hy word daarvoor gestraf. Jy doen die sonde, Jesus word gestraf. Hy sterf met jou sonde. En nou sê, ek gee jou my heiligheid, ek gee jou my geregtigheid, ek gee jou die ewige lewe as 'n geskenk. Wat 'n groot liefde is dit nie? Beloved, die een ding van my hart is,
om hom lof te bring, om hom eer te bring. As ek besef, weet jy, dit is nie iets wat ek voor gewerk het nie. Dis iets wat God uit sy groot liefde vir my kom gee. Sy seun Jesus Christus as my lewe. Sy seun Jesus Christus as my geregtigheid, my heiligmaking, my verlossing. Dis die roem wat ek het. Jesus as my lewe. Ek roem in niks anders as jy's die kruis. Ek roem in niks anders as jy's hierdie verlossing wat hy kom gee het nie. Romeine hoofstuk 6. Halleluja. Kom ek lees eers vir hoofstuk 5, dan lees ek vir jou vers 19. Want soos deur die ongehoorsaamheid van die een mens baie tot sondaars gestel is, so sal ook deur die gehoorsaamheid van die een baie tot regverdiges gestel is. Maar die wet het daarby gekom sodat die misdaad meer sou word. En waar die sonde meer geword het, het die genade nog meer oorvloediger geword. Sodat soos die sonde geheers het in die dood, so ook die genade kan heers deur die geregtigheid tot die ewige lewe, deur Jesus Christus ons Here. Wat sal ons dan nou sê? Sal ons in die sonde bly dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het, halleluja, hoor jy weer, nee, stellig nie, ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Of weet julle nie dat ons wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Halleluja, ons is dus saam met hom begrawe, deur die doop in die dood. Beloved, Jesus se dood was joune. Ek sê dit weer, Jesus se dood was jou dood. Sodat toe hy opstaan uit die dode, toe word sy opstanding jou opstanding. Dis die evangelie. Dis die krag van God. Dis wat ons behoort te verkondig. Sy dood was my dood. Sy opstanding is my opstanding. 'n nuwe lewe, 'n lewe van triomf, 'n lewe waarin ek weet, ek is vry van die wêreld, ek is vry van die oordeel, ek is vry van die magte van die hel. Ek het 'n nuwe lewe. Sonde kan oor hierdie nuwe lewe nie meer heers nie. Die dood kan oor hierdie nuwe lewe nie meer heers nie. Jy is absoluut vry deur die dood en die opstanding van ons Here Jesus Christus. Hoor hierson, kom ek lees vir jou vers 6. Aangesien ons dit weet, dat die ou mens saam gekruisig is, hier is 'n groot waarheid, jy moet dit weet, dat die ou mens saam gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word, en ons nie meer die sonde sou dien nie, want hy wat gesterf het, is geregverdig van die sonde. As ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons ook dat ons saam met hom sal lewe, omdat ons weet dat Christus nadat hy opgewek is uit die dode, nie meer sterwe nie. Die dood heers oor hom nie meer nie. Want die dood wat hy gesterf het, het hy vir die sonde eens en vir altyd gesterwe, maar die lewe wat hy leef hy vir God. Vers 11. So moet julle ook reken, dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir God, in Christus Jesus ons Here. Geliefde, kyk gou na hierdie waarheid. Jesus sterf een dood. En daai een dood was jou dood. Sodat, soos wat hy nou vir God leef, leef jy vir God. En soos wat Jesus dood is vir die sonde, so is jy dood vir die sonde. Hierdie groot waarheid moet jy vat. Jesus is jou lewe. Ek sê dit weer. Jesus is jou lewe. Jy moenie jou ervaring, jou vlees, as jou lewe sien nie. Jy moet niks van jou in die vlees as absoluut en die waarheid aanvaar nie. Die enigste waarheid wat jy moet aanvaar is dat Christus jou lewe is. So alles wat waar is van hom, is waar van jou.
Dis hoekom hy sê, net soos wat hy gesterf het, so het jy gesterf. Net soos wat hy dood is vir die sonde, is jy dood vir sonde. Net soos wat hy vir die Vader lewe, lewe jy vir die Vader. Die Vader is 100% pleased met sy seun. En hy is 100% pleased met jou. Die Vader is 100% tevrede. Die Vader rejoice oor sy seun, net so rejoice hy oor jou. Daar's niks wat die Vader van Jesus weerhou nie. Net so weerhou hy niks van jou nie. Hoor hierdie waarheid. As jy hierdie waarheid kan aanvaar, gaan jy dit ervaar. Jesus as jou lewe. Geen ander lewe meer as Jesus nie. Die kruis is finaal. Man, die kruis is finaal. Die kruis sê, daar's nie meer 'n sondaar, François nie. Die opstanding sê, daar's 'n nuwe François. En sy lewe is Jesus. Die opstanding sê, daar's 'n nuwe jy, en jou nuwe jy is Jesus. Dis iets waaroor ek en jy kan opgewonde wees, in ekstasis kan wees. En daarom is my hart net op hierdie een ding gerig. Die mense moet verstaan, Jesus se dood was nie 'n joke nie. Dit was nie die Romeine wat Jesus doodgemaak het nie. Nee, dit was nie dit nie. Daai dood was die dood van die wêreld. Daai dood het 'n einde gebring aan Satan se heerskappy oor jou en oor my. Ek dink ek moet net voor ons afsluit met hierdie program, wil ek net vir jou hierdie een gedeelte lees, wat jou heeltemal, halleluja, in Hebreërs hoofstuk 2, is so powerful, jy moet hierdie waarheid sien. Hebreërs hoofstuk 2, vers 14. Aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het hy dit ook op dieselfde manier deelagtig geword, sodat hy deur die dood hom tot niet kon maak, wat mag oor die dood het. Dit is die duiwel. En almal kon bevry, wat hulle hele lewe lank uit vrees vir die dood aan slawerny onderworpe was. Deur die dood van sy seun, het hy hom tot niet gemaak, wat mag het oor die dood. Dit is die duiwel. Die mense dink die duiwel is so powerful. Daarom is baie mense wanneer hulle bid, dan kom hulle eers teen die duiwel en hulle wil die duiwel bestraf en die duiwel hier en die duiwel daar. En ek wil vir jou sê, baie van die mense se gebedstyd is meer gefokus op die duiwel, op die negatiewe. Hulle bind hier, bestraf daar, vervloek hier en al hierdie dinge. Die Bybel sê deur die dood van sy seun het hy hom tot niet gemaak, wat mag het oor die dood. Dit is die duiwel. Ons praat volgende week, praat ons verder oor hierdie waarheid. Die kruis, wat die einde is van die mens, die ou mens in Adam. Ek het 'n boekie, My Ware Identiteit in Christus. Ek wil graag hê jy kan vir my 'n donasie gee vir hierdie boekie. Dit gaan jou lewe verander. Ons praat oor die nuwe jy in hierdie boekie. Stuur vir my 'n donasie. Ek stuur ook elke oggend stuur ek 'n WhatsApp oordenking, so tussen 3 en 5 minute. Jy's welkom om met my kontak te maak. WhatsApp vir my jou naam en van oordenking en ek stuur elke oggend vir jou hierdie WhatsApp oordenking. Ek weet duisende mense se lewens word hierdeur verander, want die woord van die Here is gees en lewe. Ons bring vir u die absolute realiteit. Ek is François die Geseënde, tot 'n volgende keer. Kry hierdie program wanneer dit die vermoë om jou lewe te verander. Blessings vir jou. Vir elke liewe ding is Jesus die antwoord. Vir redding,
verlossing, bevryding, identiteitskrisis, Jesus. Sukkel jy met depressie? Jesus. Die krag van God, die wysheid van God. Jesus Christus, die brood van die lewe. Jesus Christus, die fontein van lewende water vir 'n dorstige siel soos jy. Genade en vrede vir jou van ons Here Jesus Christus. Ek is Fransjo die Geseënde met die absolute realiteit, die lewende woord van God. God se woord is gees en lewend, is my eer en voorreg om dit met jou te kan deel. Ons kuier lekker hier op die Oranje rivier en ek wil vir jou sê dis 'n groot eer en dis 'n groot voorreg om hierdie woord met jou te kan deel. Ek wil vir jou sê, geliefde, maak kontak. Ek weet die Here is regtig goed deur hierdie woord en hy verander mense se lewens. As jy in die Appington omgewing is, wees welkom om kontak te maak. Kom besoek ons eendag by ons diens of hier in die Noord-Kaap, of as jy deur Appington ry, jy is welkom om bietjie in te loer en dat 'n mens van die luisteraars ontmoet en die kykers, dat ons net kan handshake en sê, man, luister jy, is altyd vir my lekker as mense sê, weet jy, jou program seën my, dis regtig 'n voorreg. So, ek weet ons gaan deur die woord van die Here gaan ons jou lewe verryk. Ons kuier rondom die onderwerp, die kruis. Die kruis van God is die krag van God. Dis wat Paulus skryf in 1 Korintiërs hoofstuk 1. Hy sê die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Ons het gesien dat deur die dood van Jesus is dit die einde van die ou Adamiese geslag. So in Christus sterf almal wat in Adam gesondig het. En deur die opstanding van die Here Jesus is daar 'n nuwe skepping wat na vore getree het, 'n nuwe breed, as ek dit so kan noem. Mense wat uit God gebore is, heilig en regverdig, triomferend en verheerlik. Ons het laas klaar gemaak by Psalm 22, waar ons gesien het die suffering van Jesus, wat dit vir ons beteken. Jesus Christus skryf, of althans die psalmis profeteer oor Jesus se dood, en ons sien dit in Matteus 27 waar hy sê, my God, waarom het jy my verlaat? Die groot rede hoekom die Vader sy seun Jesus Christus verlaat het, was omdat Jesus vir ons sonde kom word het. En omdat hy sonde geword het, het God hom verlaat. Maar nou kan ons sê, dankie Vader, U het my aanvaar, en op grond van Jesus wat vir my sonde geword het, kan ek nou sê, ek is die geregtigheid van God, ek is reg met God, ek staan voor God, heilig, sonder enige gebrek, sonder enige vlek of rimpel, ek staan voor die Vader, onskuldig. En die Vader sê, ek is pleased met jou, op grond van dit wat my seun Jesus Christus gedoen het. Ons het gesien Psalm 22 waar die psalmis profeteer, hy sê, maar ek is vers 7, maar ek is 'n wurm en geen man meer nie. Beloved, dink 'n bietjie, miskien voel jy so, nou jy moet die 7 biljoen mense wat op hierdie stadium leef, se vernedering, se smart, se pyn, se hartseer, moet jy alles in een man sit, en Jesus sê, ek is geen man meer nie. Ek wil vir jou sê, die vernedering en die smart van die wêreld het Jesus in homself geneem. Ons het gehoor, hy sê in Matteus, Vader, as dit U wil is, laat hierdie bitterbeker by my verbygaan. Dit was bitter, regtig bitter. Jy dink jou lewe is bitter. Ek wil vir jou sê, daar was 'n man wat geleef het, en hy het nie die bitter van een mens in homself geneem nie, maar hy het die bitter van biljoene in sy siel opgeneem. Wow, die bitter van biljoene. En hy sê, as dit U wil is, laat hierdie beker by my verbygaan, maar dit gaan nie verby nie. Jesus ledig die beker, hy drink dit leeg, die laaste druppel van elke mens se smart en pyn, se bitterheid. Elke mens se sonde word in sy siel en liggaam opgeneem, en God verlaat hom. Vers 15 sê, ek is uitgestort soos water, al my beendere raak los, my hart het soos was geword, dit het gesmeld in my ingewande. Jesus Christus ken van pyn. Jy dink jy het pyn, jy dink jy het smart. Ja, ek wil nie jou smart en jou pyn wegredeneer nie, daar kan wees, maar Jesus het hy smart gedra. Kyk gou op Psalm 69, vers 20, lees ek vir jou. U ken my smaad en my beskaming en my skande. Al my teenstanders is voor U. Die smaad breek my hart en ek is verswak. Ja, ek het gewag op medelee, maar verniet, en op vertroosters,
maar ek het hulle nie gevind nie. En hulle het aan my gal gegee as my spys. En vir my dors het hulle my asyn laat drink. Ons weet toe Jesus aan die kruis hang, toe sê, ek het dors. En wat gee vir hom? Gee hulle hom gal, asyn. Hulle gee hom vir water, vir dit wat hom moes verkoop. Sê hulle, opjel, ons gee vir jou gal, ons gee vir jou asyn, en Jesus neem die bitter van elke mens se smart en se siel, die bitter van jou lewe, neem hy in homself. Beloved, is onnodig dat jy suffer. Is onnodig. Ek sê dit weer. Jesus, volgens Jesaja 53 sê, hy was 'n man van smarte en bekend met krankheid. Ja, vir wie mense sy gelaat verberg. Vir wie? Wie se smart? Wie se krankheid? Dis jou smart, dis jou krankheid, het hy in homself geneem. Ek wil vir jou iets lees. Of kom ek lees, ek is terwyl ons nog by Psalm 69 is, hoor hierso. Vers 30. Maar ek is ellendig en in pyn. Laat u hulp, o God, my beskerm. Jesus ken van pyn, jou pyn. Jesus ken van smart, jou smart. Jesus weet wat is dit om verlaat te wees deur God en mens. Jou smart, jou pyn. Kom ons gaan lees 'n gedeelte in Galasiërs hoofstuk 3, wat Jesus Christus gedoen het vir jou. Galasiërs hoofstuk 3, ek lees vir jou vers 13. Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, deur vir ons se vloek te word, want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang. Jesus kon gesterf het in Getsemane. Sy bloed het gevloei in Getsemane, en deur sy bloed is ons gereinig. Deur sy bloed is ons met die Vader versoen. Maar dit gaan verder. Was dit nodig dat Jesus Christus al die vernedering moes deurmaak? Ja, jou vernedering het hy geneem. Jou smart het hy geneem. Was dit nodig dat hulle hom so stukken moes slaan? Ja, deur sy wonde het daar vir jou genesing gekom. Daar is vir jou genesing deur die wonde van Jesus Christus. Jy moet gaan kyk, ons het nou gelees, Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, deur vir ons 'n vloek te word. Want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang. Jesus hang aan 'n hout, sodat die vloek van Deuteronomium 28, wat jy verdien het as gevolg van die sonde en die ongehoorsaamheid, het Jesus gedra. Jy moet 'n bietjie gaan kyk na die vloek van Deuteronomium 28. Smart, pyn, siekte, onsekerheid, depressie, wat ook al, armoede, al hierdie dinge het Jesus Christus geword aan die kruis. Luister, hy het dit geword. Die regverdige word onregverdig. Die seun van God, heilig, die man wat nog nooit sonde gedoen het nie, word sonde. Hy word 'n vloek. Beloved, hy word jou vloek. En nou skryf die Bybel, hy het ons losgekoop van die vloek van die wet, deur vir ons 'n vloek te word. Wow. Hoekom? Sodat die seun van Abraham na ons kan kom, sodat ons die seën van die Heilige Gees kan ontvang. En vandag kan ek en jy in vryheid die Here aanbid en weet, luister het, ek wil vir jou gou die vloek opsom in 'n paar dinge. Eerste ding, vrees is 'n vloek. Nou Christus aan die kruis was vol vrees, sodat jy die liefde van die Vader in jou hart kan hê en in vrede kan leef. Christus het jou nie net losgekoop van vrees nie. Christus het jou losgekoop van armoede. Want armoede is 'n vloek. Jy moet onthou, voor Genesis, of althans voor die sondeval, was daar geen gebrek. Daar was geen armoede. Nou Christus word aan die kruis arm. 2 Korintiërs hoofstuk 8 en 9 sê, Christus,
of ons ken die genade van die Here Jesus Christus, dat alhoewel hy ryk was, het arm kom word, sodat ons deur sy armoede ryk kan word. Baie mense as jy praat oor rykdom, dan sê hulle, nee, moenie praat oor rykdom nie, die evangelie gaan nie oor ryk wees nie. Weet jy, Jesus het arm geword. Aan die kruis was sy klere uitgetrek, en hulle het gedobbel oor sy klere, sodat jy geklee kan word met die heerlikheid van God, en sodat jy ook fisies aangetrek kan wees. Ek wil vir jou sê, hy het arm geword, en armoede is 'n vloek. Laat ek het vir jou so sê, as God arm is, dan kan jy armoede aanvaar as 'n blessing. Vir jare het mense armoede aanvaar as 'n blessing. Armoede is geen blessing nie. Armoede is 'n vloek. En Christus het jou losgekoop van die vloek van armoede, sodat jy in God se seën, God se volop, God se heerlikheid kan leef. Baie mense sê, die Here hou my arm. Die Here hou niemand arm nie. Armoede het Jesus Christus ook op homself geneem, sodat jy in God se rykdom, sodat jy in God se eer en in sy voorsiening en oorvloed kan leef. Nie net armoede nie, maar Christus het jou ook losgekoop van die vloek van smart en pyn. Beloved, die vloek van siekte is geweldig. Ek besef in hierdie tyd, wanneer mense een of ander siekte in hulle liggame het, dan maak daai mense nie meer besluite op grond van dit wat in hulle harte is nie. Siekte sê vir jou, jy moet na hospitaal toe gaan. Siekte skryf die meeste mense voor wat om te eet, wat om te drink, waar om te gaan. Die meeste mense se lewens word beheer deur een of ander siekte. Siekte sê vir jou so. Here Jesus sê, ek het jou losgekoop ook van die vloek van siekte. Jy kan die genesing van die Here in jou lewe ervaar. Jy kan God se gesondheid ervaar, want die gesondheid van God is in die lewe van sy seun, en hy het jou sy seun gegee, en binne in die seun is jou genesing, binne in die seun is jou rykdom, binne in die seun is jou oorwinning, binne in die seun, Jesus Christus, is die oorvloed wat jy nodig het. Hy het jou nie net losgekoop van siekte en armoede en gebrek nie, hy het jou ook losgekoop van die vloek van eensaamheid. Ja, daar's baie mense wat leef in eensaamheid en in verwerping. Jy hoef nie eensaam te wees nie. Jy kan baie keer alleen wees, maar weet jy, Jeremie, François, is nooit eensaam nie. Ek kan nie eensaam wees nie, want ek het die grootste en die wonderlikste man in my lewe, God die Vader, die Seun Jesus Christus en die Heilige Gees. Ek is in good company all the time. Halleluja. Luister, ek is in good company all the time. Ek is in die teenwoordigheid van die man wat alles weet, wat alles het, wat verstaan. Ek is nooit eensaam nie. Jesus was eensaam aan die kruis. Dis die een ding wat vir al sy hart gebreek het, is toe God hom verlaat. En dis hoekom hy uitroep, my God, waarom het U my verlaat? So die Here Jesus Christus het jou losgekoop van die vloek van eensaamheid, die vloek van verwerping, waar jy nie weet, man, kan ek of kan ek nie? Is ek aanvaar? Wat maak ek op hierdie aarde? Ek wil vir jou sê, baie mense vra vir hulle self, wat maak ek hier? Is die lewe die moeite werd? Is daar enigstens sin in die lewe? Ek wil vir jou sê, Jesus Christus aan die kruis het jou losgekoop van die vloek van eensaamheid en verwerping. Jy hoef nie meer in eensaamheid te leef en te wonder, man, waantoe? Ek wil vir jou sê, dis goed om 'n lewensmaat te hê, 'n partner te hê, 'n vrou of 'n man, of kinders te hê. Is wonderlik, ek geniet my vrou en my kinders. Hulle is vir my 'n absolute blessing. Ek geniet hulle. Maar weet jy, wanneer hulle nie daar is nie, is ek nie eensaam nie. Ek het nie my familie nodig om my lewe vol te maak nie. Ek het Christus
wat alles is, en op grond van hom is my lewe vol, my lewe is volkome, ek is volkome, omdat ek Jesus Christus in my lewe het, en hy my losgekoop het van die vloek van eensaamheid. Ek is nooit eensaam nie, ek is altyd die Here Jesus in my lewe. Ek wil vir jou sê, die wonderlikste ding vir my is die wonderlikste ding, dat God gesê het, François, ek sal jou nooit begewe, en ek sal jou nooit verlaat nie. Ek moet met jou hierdie waarheid deel. Die Bybel sê dat, ons het God die Vader, God die Seun, en God die Heilige Gees, is 'n eenheid, van ewigheid af. Maar aan die kruis gebeur daar 'n ding, en dis 'n terrible vloek, dat Jesus roep uit, my God, waarom het U my verlaat? So die eenheid wat daar was van ewigheid af, word verbreek vir 'n oomblik, sodat jy deel kan word van hierdie eenheid. En nou sê die Vader, ek sal jou nooit begewe, en ek sal jou nooit verlaat nie. 1 Korintiërs hoofstuk 6 vers 17, is die wonderlikste gedeeltes in die skrif vir my. Die hele Bybel is awesome, maar ek wil vir jou sê, hierdie ene is absoluut amazing. Die Bybel sê, wie die Here aanhang, is een gees met hom. En op grond van dit wat gebeur het aan die kruis, dat Jesus 'n vloek kom word het en deur God verlaat is ek nou een gees met hom. Een gees. Daar kan nie meer skeiding kom tussen ek en Jesus nie. Dis onmoontlik. Ons is vir ewig saamgebind. En dis die wonder van die kruis. Dis die wonder van die evangelie, dat God gekom het en homself met my kom verenig het in Jesus Christus se dood en in sy opstanding, is ek en jy nou vir ewig een met hom. Christus het jou losgekoop van die vloek van eensaamheid. Die vloek van ek is nie goed genoeg nie. Die eerste ding wat gebeur in die tuin van Eden, nadat hulle gesondig het, sê die Bybel, Adam en Eva het bewus geword van hulle is naak. Skande tree in. Dis 'n gevoel van, ek is nie goed genoeg nie, skaamte tree in. En Jesus Christus het jou losgekoop van die vloek van skaamwees. Ek wil vir jou sê, almal van ons het in ons lewens een of ander ding gedoen wat nie reg is nie. En dan het skande en skaamte ons harte gevul. Maar ek wil vandag vir jou sê, jy hoef nie meer jou kop in skaamte te laat hang nie. Jy kan jou kop oplig op grond van dit wat Jesus Christus gedoen het. Want die vloek van skaamwees en skaamte het Jesus op homself geneem. Jesus hang aan die kruis. Luister, naak. Sonder enige klere word hy opgelig sodat almal kan sien. Luister, this is the power of Rome. Dis wat hulle dink. Maar nee, in die geeswêreld was daar iets anders. In die geeswêreld hang François naak. Hang François vol skande. Hang François daar in die liggaam van Christus en die wêreld sien. En ek wil vandag vir jou sê, jy kan rejoice. Jy hoef nie meer gebuk jou kop af te laat hang en te dink, ag tog, waarheen is ek op pad nie. Christus het jou losgekoop van hy skande. Maak nie saak wat 'n skande is nie. Maak nie saak wat 'n skaamte dit is nie. Jy hoef nie meer in jou siel hierdie skaamte te dra nie. Jy kan in vryheid, kan jy die Here begin dien. Ek wil vir jou sê, geliefde, jou oorwinning en jou vryheid lê nie, luister baie mooi, lê nie in counseling van 'n wêreldse source nie. Baie van ons gelowiges gaan liewers na die wêreld en hulle kry raad van die wêreld. Jy moet dit doen, jy moet dit doen. Jou oplossing en jou oorwinning lê in die kruis. Aan die kruis het Christus 'n vloek geword. Hy word jou sonde. Hy word jou skande. Hy word jou verwerping. Hy word jou smart. Hy word
jou seer, hy word jou pyn. Beloved, luister. Deur die kruis en die opstanding van Jesus, kan jy in 'n posisie leef waar jy nooit hoef te vrees, nooit hoef skaam meer te word nie, nooit weer in skande hoef te leef of in verwerping nie, maar jy kan aanvaar, ek is nou een gees met God. Daar's geen veroordeling, daar's geen aanklag, daar's geen aanklag nie. En Paulus skryf so en ek dink dis 'n lied wat hy uitroep. Wie kan nou beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? God is dit wat regverdig maak. Jesus Christus is dit wat gesterf het, meer nog, wat ook opgewek is. En nou kan niemand jou meer beskuldig, of jy hoef nie meer jy hoef nie meer te leef met jou hoof wat hang, vol vrees en wonder, ag tog nie. Nee, jy's vry van skande, vry van smart. Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, deur vir ons 'n vloek te word. Ek wil hê jy moet hierdie ding so sien. Wat jy ervaar in die vlees, wat negatief is, Jesus het dit klaar geword. Jesus het dit klaar geword. Nou luister, wat jy begeer om te wees in die vlees, is jy, op grond van sy opstanding, en op grond van jou nuwe lewe, in Jesus. So wat jy moet aanvaar is, jy is alles, wat jy begeer om te wees, en jy is nie, wat jy nie begeer nie. Jy is nie, jou smart nie, jy's nie, jou pyn nie, jy's nie, die sondaar meer nie. Dit het God mee gedeel aan die kruis. Dis die een boodskap wat ek oor en oor wil preek. Die kruis is die finale ding van die ou mens. It's the final product. Dis die finale ding van die ou mens. Die ou mens het in die kruis gesterwe. Geliefde, ek wil hê jy moet met my kontak maak. Praat met my. Stuur vir my 'n boodskap. Stuur vir ons 'n e-pos van dit wat die Here in jou lewe doen. Ek het 'n boekie geskryf, My Ware Identiteit in Christus. Jy is baie welkom om my kontak te maak en hierdie boekie te bestel teen 'n donasie. Maak nie saak wat die donasie mag wees nie. Dink net daaraan dat daar ook posgeld betrokke is, maar bestel hierdie boekie. Bestel 'n hele paar. Ek weet daar's mense wat hierdie boekie gebruik as 'n Bybelstudie. Hulle gebruik dit by hulle selbyeenkomste en ek weet duisende mense se lewens is verander deur die waarheid van die evangelie, die absolute realiteit. Waar ons nie kom in godsdiens promoveer nie, waar ons nie kom en vir mense kom mooi praatjies gee en vir hulle sê luister hier, alles hang van jou af nie. Die kruis. Luister. Die kruis is die krag van God tot jou heelmaking, tot jou redding. Ek stuur ook elke oggend 'n WhatsApp oordenking, waar ek vir mense vertel van die werk wat gedoen is, hulle identiteit, en Christus as hulle lewe. Stuur vir my 'n boodskap met jou naam en van, en oordenking, en ons stuur vir hierdie WhatsApp elke oggend, waar ons jou die nuwe lewe gee, waar ons vir jou Christus gee as jou lewe. Nie godsdiens nie. Godsdiens het nog nooit iemand se lewe verander nie. Inteendeel, godsdiens is die manier wat ons God probeer beïndruk en dink God gaan tevrede wees met ons daardeur. Maar luister hier, deur die kruis en die opstanding van die Here Jesus, smile die Here oor jou. Hy rejoice oor jou, want die kruis het met die sondaar afgereken. En die opstanding van Jesus sê, jy's regverdig. God is tevrede met jou. Die Here is in vir jou en hy sê, you are my beloved, I'm pleased with you. Seën vir jou, ervaar sy oorwinning in Jesus naam. Amen.